Ben, Johan, Franco, familie en vriende. Ek kon myself nooit indink in 'n dag soos hierdie nie. 'n Dag waar ons weer by mekaar sou kom en dit om 'n roudiens te hou met die afsterwe van Susan. Ja, ek weet môre is aan niemand van ons beloof nie. Die lewe het my geleer dat die dood 'n werklikheid is en 'n realiteit. Maar in my gedagtes lewens sou ek nooit gedink het dat ons vir Susan so gou sou begrawe het. En ek weet as dit vir ons as vriende en familie baie skielik is en 'n groot skok is, en vir jou en Johan en vir Franco, dan wil ek nie weet hoe voel dit vir julle nie. Ek dink niemand van ons wat hier sit, kan onsself eers in julle situasie indink. Maar een ding weet ek, en dit is dat julle verlies enorm groot is. En dan weet ek ook dat julle nie op julle eie is nie. Hierdie dal van donker dieptes wat ons vandag ingaan, die feit dat die dood 'n werklikheid is en ons besef dit en ervaar dit vandag, vat my terug na die woorde van Psalm 23 vers 4. Psalmdigter self, gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. Die troos en die hoop waarin ons vashou, is die troos en die belofte dat die Here saam met ons is. Die belofte dat die Here tree vir tree saam met ons gaan. Die troos en die hoop waarin ons vashou is nie die antwoorde van die vrae wat ons gaan vra nie. Op die hoekoms en die waaroms gaan ons nie antwoorde kry nie. Maar laat ons ook nie verder soek nie. Kom ons hou eerder vas aan dit wat ons weet wat waar en eg is. En dis die belofte van die Here wat sê, roep my aan en ek sal vir jou die krag gee. Ek wil hê dat ons net so sal sit en dat ons saam ons toevlug tot die Here sal neem. Here, hoor tog ons hulpgeroep, o God. Slaan tog ag op ons gebede vandag. In wanhoop roep ons na U, Here. Bring ons vandag op 'n rots waar ons veilig kan staan. U alleen, Vader, is vir ons 'n toevlug. Laat ons by U 'n tuiste vind. Laat ons toe om vandag onder U vleuels te kom skuil. Here, ons het U nodig. Neem ons in die hande en hou ons vas. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Familie en vriende, ons gaan 'n lied saam sing en die lied is dalk vir baie van die 'n vreemde lied wat 'n mens lied 308 op 'n begrafnis sing. Maar vir Susan was dit 'n besonderse lied gewees. Toevlug in haar lewe, wat sy geglo het omdat haar lewe in die hand van die Here is, kon sy voluit geleef het. En daarom kom ons doen dit ook vandag. Kom ons sing lied 308. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees, meer en meer. Kom ons staan en sing ons al 4 die verse sodat dit op die blaadjie vir ons aangedui is. En ons gaan dit ook sing op die wysie van die Green Bereis. Susan was baie lief geweest vir hierdie lied en ook vir die beruiming van die Green Bereis.
Jesus Christus, ek wil graag vir ons 'n gedeelte lees uit 2 Korintiërs uit, 2 Korintiërs 5. Ek gaan vir ons die eerste 5 verse vooraf saam lees. Ons weet dat, wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan nie. Ons wat nog in hierdie tentwoning is, sug en voel bedruk omdat ons nie van ons aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat wat sterflik is verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Ons kan dan net tot sover lees. Familie en vriende, die Britse teoloog in die 1600, professor by Oxford Universiteit, John Owen, was 'n man wat gely het aan asma. En op sy siekbed, net voor sy dood, het hy die sekretaresse ingeroep en vir haar gevra dat sy asseblief die volgende sal skryf. Hy sal vir haar sê wat om te skryf. En hy begin met die woorde en gesê, family and friends, I am still in the land of the living. En toe stop hy. Sê hy vir haar, nee, verander, trek dood, skryf oor. En begin hy sy brief aan sy familie en vriende oor met die volgende woorde. Family and friends, I am still in the land of the dying, but I hope soon to be in the land of the living. Ja, daar's baie maniere hoe 'n mens na die dood kan kyk. Een manier hoe ons na die dood kan kyk is om vir mekaar te sê dat die dood is die einde van alles. Dat die dood is daardie doodloopstraat in ons lewe. Dis die laaste hoofstuk van my lewensboek wat ek skryf. Dis die laaste punt wat in my lewensverhaal aangeteken word. En wanneer ons so oor die dood dink, dan het ons 'n baie negatiewe siening oor die dood. Dan kom die woorde van Prediker en baie van die Ou Testamentiese skrywers by ons op, wat sê, maar die lewe is eintlik 'n gejaag na wind, want die dood is die einde van alles. Maak nie saak hoe ek lewe en wat ek in my lewe doen en of ek goed of sleg doen nie. Maak nie saak hoe hard ek werk of nie hard werk nie, die einde van alles is die dood. En daarom is die lewe eintlik maar net 'n gejaag na wind. Ook Paulus ervaar iets hiervan. Paulus sê dat die dood bedreig ons bestaan. Paulus sê in soveel woorde in Romeine 8, hy sê dit voel vir hom, omdat die dood ons so bedreig, voel dit as te ware of ons so slagskape behandel word. Almal in dieselfde rigting, almal in dieselfde kraal, almal in die drukgang in, waar die dood die laaste sê oor ons lewe het. Maar familie en vriende, Ben, Johan en Franco, daar is ook 'n ander manier hoe ons na die dood kan kyk. Ons kan na die dood kyk aan lyn van dit wat Paulus geskryf het in 2 Korintiërs 5, vers 1 tot 5. Want Paulus het 'n baie interessante siening in hierdie gedeelte oor die dood en ook oor die lewe. Ja, wanneer Paulus so na die lewe kyk, dan gebruik hy 'n beeld. Hy sê dat die lewe wat ons hier in hierdie wêreld leef, in hierdie wêreld wat onvolmaak is, en die wêreld wat vol hartseer is en soveel stikkindheid rondom ons is, sê hy is eintlik die lewe soos iemand wat 'n tent bestaan voer. Met ander woorde, ons is 'n tent, ons is in 'n tydelike verblyf in hierdie wêreld. Ja, ek weet Ben en Johan en Franco, saam met Susan het ons heelwat gekamp. Dit was altyd baie lekker geweest. Ons nou daar verby Rietspruit Dam ry, toe sê ek vir altyd, ja, hier was ons en ons verby Kolinie ry, sê ek vir ja, ook hier het ons al gekamp. Dit was lekker tye geweest. Maar tog weet ons ook dat om te kamp nie altyd die maklikste is nie. Ons weet daar kom tye wanneer daar storms is. Tye wanneer die wind begin waai en ou die tentpale moet vashou. Tye wat die water eenvoudig net onder die tent spoel en jy maar net moet kyk wat besig is om te gebeur. Sulke tye het ons ook in ons lewe. Tye wanneer daar siekte en hartseer en teëspoed in ons lewe ervaar word. Tye wat ons ook partykeer wonder, maar kan hierdie lewe nie nou net verbygaan nie, kan ons maar nie net aangaan en terug huis toe gaan, dat ons
van hierdie tent kan ontslae raak en oppak en teruggaan daar waar daar vir ons 'n vaste tuiste is, 'n vaste verblyf waar ons veilig is. Paulus skryf dit. Paulus sê in vers 2, terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna na ons woning uit die hemel, dat dit ons sal oordek. Die boodskapvertaling vertaal dit as volg: terwyl ons nog in hierdie ou aardse tent van ons aansukkel, kry ons swaar en sien baie uit na daardie nuwe hemelse liggaam. Susan het swaar gekry. Ja, vir 'n paar maande. Eintlik kan ons sê sedert verlede jaar wat Susan geopereer is, het Susan swaar gekry. So met haar gepraat het jy die sug gehoor. Die lewe was vir haar moeilik. Die lewe was swaar. Maar sy wou nie moed opgee nie. Sy het nie hoop verloor nie. Sy was so vol hoop dat sy gesê, altyd ek sien julle nog by Sunay se kitchen toe. Maar min het ons besef dat Susan besig was om daai tentwoning op te pak. En daai tentwoning begin in liefde. Daai aardse woning kon nie meer langer hou nie. En die enigste manier hoe ons kan oorgaan na 'n permanente woning is deur die dood. Daar is nie 'n ander manier nie. Ja, en baie keer as ons oor die dood dink, dan kry mense knop in jou keel. En dan voel jy, maar joh, die dood is 'n stuk vrees en die dood is 'n stuk onbekende. Paulus wil vir ons sê, nee, julle kan 'n ander siening oor die dood hê. Maar Jesus Christus aan die kruis vir ons gesterf het, maar Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, staan nou vir julle 'n nuwe siening oor die dood. Want die dood het nou die oppak geword van die tent. En as jy daai tent opgepak het, dan weet jy, nou het jy hom nie meer nodig nie. Nou word jy bekleed met 'n ewige woning. Daar waar die Here is. Daar waar daar nie meer storms en koue en wind is nie. Waar die winde van die lewe die tent nie meer uit mekaar uit kan ruk nie. Jesus het self daai belofte vir ons gegee. Ek wil nie terugvat na Jesus se lewe op aarde toe hy vir sy disippels gesê het, die tyd het aangebreek dat ek van julle af weg moet gaan. Jesus se disippels was baie bedroef. Hulle was hartseer. Want hulle wou nog soveel tyd saam met Jesus gespandeer het en gevoel, maar daar is nog so baie wat ons skielik kan leer. En dan sê Jesus vir hulle in Johannes 14 vers 1 tot 3, moenie dat hierdie dinge julle te veel ontstel nie. Julle vertrou mos op God. Vertrou my ook, skep moed. My Vader het 'n huis. Daar is meer as genoeg plek vir julle almal. Ek gaan nou om vir julle daar plek reg te maak. Dink julle een oomblik ek sal dit sê as dit nie so was nie. As ek alles vir julle reggemaak het, kom ek julle haal om by my te wees. Waar ek is, sal julle ook wees. Ja, Paulus kom gee vir ons 'n beeld om te sê, Susan het die tentwoning nou opgepak. Maar Susan is nie net weg nie. Susan is iewers. En daardie iewers is die permanente tuiste. Daar waar die Here Jesus Christus vir haar 'n plekkie gereed gemaak het, waar die stoel uitgetrek het, waar gesê kom sit. Hier waar jy heel is, hier waar daar geen pyn en lyding en ongemak vir jou sou wees nie. Daarom dink ek, Ben, Johan en Frank, familie en vriende, ek dink die Here wil hê ons moet anders begin dink oor die dood. Ja, nie sadisties dat ons almal moet uitsien om dood te gaan nie, natuurlik nie. Die Here het ook vir ons die lewe in oorvloed gebring en hy wil hê ons moet die lewe geniet. Maar hy wil hê ons moet die dood nie sien as hierdie finale einde, die laaste hoofstuk van ons lewe nie. Nee, die dood is maar net 'n nuwe hoofstuk. 'n Nuwe hoofstuk wat omgeblaai word sodat ons 'n nuwe fase kan ingaan. Maar volmaakte en 'n perfekte fase. So ek dink as ons vandag in Susan dink, natuurlik is ons mos hartseer. Natuurlik is ons mos lief vir haar. Natuurlik gaan ons haar mis. Ons is nie klippe nie. Kom ons kyk vandag na haar dood deur haar eie oë. Haar dood was vir haar 'n verlossing. Haar dood was die oppak van die tydelike woning, om bekleed te word met 'n heerlike woning. Ja, ek dink dit was vir haar moeilik.
Want ek weet haar liefde wat sy vir Ben en vir Johan en vir Franco gehad het, was ongelooflik groot. Daarom glo ek dat daai oomblik wat sy daai tree moes gee, was vir haar baie moeilik. Maar tog glo ek ook dat sy geweet het, vir haar sou dit die beste wees. En hoe graag ons al ook hier by ons nog steeds wil gehad het, is dit dalk nodig dat ons deur haar oë moet kyk en moet sê, Here, dis moeilik, maar ons aanvaar. Ons weet, Here, dat die dood is die enigste manier hoe sy die doning wat vir ewig is, kon ingaan. Verhaal word vertel van 'n dogtertjie wat elke middag na skool het sy gestap van die skool af, die Here begrafplaas en na haar huis toe. Maar die onderwysers en die maats het altyd gedink, hierdie kind is bitter vreemd. Want wanneer sy so deur die begrafplaas gestap het, dan het sy gewandel en gehop en dit was met vrolik, sy was nie bang nie. Partykeer het sy so by die grafstene gaan staan en dan sy probeer lees wat daar geskrywe staan. Ander kere het sy op die gras gaan lê en na die wolke gekyk en patroontjies gemaak. Sy was nooit haastig deur die begrafplaas na haar huis toe nie. En toe op 'n stadium het die juffrou vir haar gevra, maar hoorie, hoekom stap jy deur die begrafplaas? En toe antwoord sy met die woorde, toe sê sy, dit is die pad na my huis toe. Vandag wil ek vir julle sê, Susan se dood was die pad na haar huis toe. So graag as wat ons aan liefde gehad het, was dit die enigste pad. Ons sal dit nie verstaan nie. Ons sal nooit heeltemal kan besef hoekom nou en waarom nou en maar een ding weet ek. Vir Susan was dit die enigste pad. So Ben, Johan en Franco, die Here is nie vir julle kwaad nie. Die Here wil julle nie straf nie. Die Here het ook 'n kind gehad met die naam Susan, vir wie hy die belangrikste op hierdie oomblik moes laat gebeur. Wat vir haar op hierdie oomblik die beste was. Vraag is natuurlik, familie en vriende, maar is dit waar? Of is dit so dat ons maar as Christene maar net aan ietsie vashou wat hier ons net 'n bietjie beter laat voel? Paulus sê dis waar. Want in vers 5 gee hy 'n belofte. Hy sê, hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy sy gees vir ons gegee. Boodskapvertaling sê, God is besig om ons gereed te maak vir hierdie nuwe lewe wat op ons wag. Om te verseker dat ons veilig by ons sal wees, het hy sy gees aan ons gegee. Die Heilige Gees is die waarborg dat God sy woord sal hou. Die Gees van die Here woon in elkeen van ons. Ek glo die Gees van die Here het ook in Susan gewoon. En dit was ook vir haar 'n waarborg. 'n Waarborg wat sê, so seker as wat jy weet, ek is in jou, ek is saam met jou, so seker kan jy weet. Hierdie belofte staan vas. As jy die tentwoning oppak, sal jy jou bekleed met die ewige woning. Familie en vriende, die feit dat u vandag hier is, sê vir my, ek hoef niks vir u te sê oor Susan. Jy het vir Susan geken. Ek het vir Ben laasweek gesê, Ben, jy het 'n fantastiese vrou gehad. Jy was baie bevoorreg. 2 jong manne wat baie dankbaar kan wees vir 'n wonderlike ma wat hulle gehad het. Toe gaan lees ek Spreuke 31 en ek weet, ek praat oor die vrou en ek weet as mense wat sê, maar dit gaan nie regtig hier oor die vrou nie, dit gaan oor wysheid, maar ek wil dit graag vir u lees. Dan wil ek vir u sê, dis Susan. 'n Knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie, haar hele lewe lank. Sy staan op as dit nog nag is. Sy maak kos vir haar gesin. Sy pak die werk aan met krag. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huisgesin. Lei is sy nie. Haar kinders prys haar, haar man bewonder haar. Uiterlike skoonheid, 'n mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk, haar roem wees in die stadspoort. Dis Susan.
En laat ons vandag aan haar die eer gee. En laat ons vandag aanvaar, maar die feit dat sy die tydelike woning opgepak het, was die beste gewees. Dat God geweet het vir Susan, was hierdie 'n moeilike besluit, maar die beste. Maar vir ons wat agterbly, ons wat nog steeds in hierdie tentwoning bestaan leef, beteken dit, ons lewe is nou minderwaardig, beteken dit ons moet nou maar net sit en wag dat ons eerder moet doodgaan? Nee, dis nie waar. Paulus skryf juis ook hieroor om vir ons te sê, daar is swaar tye en daar's lekker tye in hierdie tentwoning. Maar jou tentwoning is nie waardelose tyd nie. En Paulus sê of ons in hierdie tentwoning leef ons tot eer van die Here. Ek wil dit graag vir u lees, 2 Korintiërs 5 vers 6 tot 10. Daarom is ons altyd volmoed. Ons weet, solank ons in hierdie liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. Want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Ons is volmoed, en ons sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat, om by die Here te gaan woon. Maar, of ons hier woon of daar woon, ons het net hierdie een wens, en dit is om te lewe soos hy dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was, of kwaad. Ben Johan Franco, familie en vriende. In hierdie gedeelte wil die Here ons kom oproep en te kom sê, jou lewe hier en nou, vir my en vir jou wat nog in hierdie tent bestaan agterbly. Hierdie lewe is nie minderwaardig nie. Die volle. Die Here het vir ons die lewe gebring, die lewe om voluit te leef en oorvloed te leef. Laat ons nie ons tyd mors met onbenullig nie. Kom ons koop die tyd uit. Kom ons leef hoopvol en moedvol. Hoekom? Omdat ons weet dat ook ons einde, die dag met ons dood, nie 'n laaste hoofstuk sal wees, maar dat dit die begin van 'n nuwe hoofstuk sal wees, die ewige lewe. Familie en vriende, ek wil afsluit. John Owen begin sy brief met die woorde, family and friends, I am still in the land of the dying, but I soon hope to be in the land of the living. Ek dink Susan sal ons ook vandag met die volgende woorde groet. En dit sou beslis nie in Engels gewees het, jy dit weet. Susan sou gesê, nou is ek in die land van die lewendes. Kom ons kan dit vaar. Kom ons kan vaar die heelheid. Kom ons groet dat, met dankbaarheid teenoor die Here vir wat sy vir julle gedoen en beteken het. En kom ons weet, haar oppak van daai tentwoning was vir haar ten goeie gewees. En vir ons wat agterbly, kom ons leef voluit. Kom ons leef vreesloos. Want ons weet mos dat ons dood is nie die laaste. Het sal ook net die oorgang wees na die nuwe lewe, waar ons eendag weer saam sal wees in God se teenwoordigheid. Amen. Kom ons bid. Here, ons wil vanoggend vir U kom sê dankie, dat U vanoggend vir ons 'n stukkie van 'n baie donker gordyn kom oopskuif het, en dat ons vandag verby die dood kan kyk. Here, dit is so maklik om soos die wêreld teen die dood vas te kyk en in mekaar te sak en te sê, dit is nou alles verby, daar's niks meer oor nie. Maar Here, U het vanmôre vir ons daardie donker gordyn kom oopskuif. En U het vir ons kom wys, wat is anderkant die dood. En Here, daarom kyk ons nou met ander oë na die afsterwe van Susan. En Vader, ons gun vir haar daardie permanente tuiste waarin sy gegaan het. Ons weet, Here, dat dit vir haar 'n verlossing was, 'n uitkoms. En daarom, Vader, so seer as wat dit vir ons is, wil ons vir U kom sê, Here, ons gun dit vir haar. Vader, vir Ben, vir Johan, vir Franco. Vader, vir hulle as familie en vriende is dit 'n baie swaar tyd wat voor. Voel dit dalk vir ons, Here, daar is nou 'n donkerte wat oor ons neerdal. Dankie dat ons in hierdie tyd kan vashou in die belofte van die woord wat sê, hulle wat in die donker stap, kan U vertrou. En U sal vir hulle die lig gee. My
gebed is, Vader, dat Johan, Franco en Ben, en elke familielid en vriend hierdie lig sal raak sien, en dat hulle vorentoe sal gaan. Dat hulle sal besluit om 'n toewyding en 'n opgewondenheid voor te leef, 'n doelgerigte lewe te leef, 'n lewe waardeur U verheerlik word, sodat die wêreld ook sal kan sien in die manier hoe ons vandag hartseer is, in die manier hoe ons vandag kom afskeid neem, is daar 'n boodskap van hoop, en is daar vir ons 'n toekoms. Dankie Vader dat ons U kan vertrou op hierdie pad vorentoe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ek gaan eers geleentheid gee dat ons nog 'n lied gaan saam sing. En nadat ons die lied saam gesing het, wil ek vra dat U weer net die plekke sal inneem vir die bedankings. En sekerlik een van die mooiste liedere wat ek dink ons by enige roudiens kan sing, is die oorwinningslied. Soos dat ek in my gebed gesê het, dit is die lied wat vir ons die skreefie so bietjie van die gordyn so bietjie 'n skreefie oopmaak, dat ons kan sien wat wag aan die ander kant van daai donker gordyn. Kom ons staan en kom ons sing dit uit geloof, omdat ons glo dat dit waar is, dit wat ons sê. Dat sy vir ons namens die familie net die bedankings hanteer. Baie dankie Elisabeth.
bedanking soos wat die familie dit vir my gegee het en hoor daar agter as hulle regtig uit hulle harte dit ook met hulle deel en vir elke persoon wat ook bedank word. Mense kan dit regtig hoor in die persoonlike woord wat hulle agter elke sinnetjie ook gesit het. Hulle sê in die heel eerste plek wil ons baie dankie sê aan ons hemelse Vader wat Susan vir 57 jaar aan ons geleen het. 'n dogter, 'n vrou, 'n ma en 'n vriendin. Dan natuurlik al die persone wat vir Susan bygestaan het in die tyd wat sy siek was. Dankie aan die hospitaalpersoneel by Ankron en Klerksdorp wat haar so gemaklik as moontlik gemaak het, veral in die laaste paar dae. 'n baie besonderse woord van dank aan Dr. Rosa Marie Ras wat ons die geleentheid gegee het om haar te kon sien en afskeid te kon neem. Ons harte kan nie genoeg dankie sê vir al die moeite, die oproepe en die ondersteuning wat sy gegee het nie. Ek weet binne die kinders kon regtig nie uitgepraat geraak het oor hoeveel moeite sy gedoen het nie. So na haar besigheid sê ons vir haar baie dankie. Dan ook aan Roet begrafnisondernemers wat soveel moeite gedoen het, ook met die reëlings vir vandag. Hulle skryf hier dan dat alles perfek kon wees. Baie dankie. En besonder ook aan jou vir jou rustigheid wat jy aan hulle oorgedra het, ook daai persoonlike boodskapie wat jy vir hulle gegee het. Baie dankie. Dan aan die blommemark, aan Johan vir die pragtige blomme hiervoor wat beklemtoon die sagge aardheid van Susan, skryf hulle hier. Dankie vir die moeite en tyd wat hy daarin gesit het. Hulle waardeer dit opreg. Ook 'n woord van dank aan Dr. Gerry van der Berg hier plaaslik vir al die omgee, die oproepe en dat hy altyd tyd gehad het om vir Susan met liefde ook te hanteer. Dan dink ek is dit regtig moeilik om vanoggend ook vir Dominee Benny dankie te sê, omdat julle ook 'n baie besonderse pad eintlik as twee families ook saamloop. Maar ons weet dit was vir jou moeilik vandag, Benny. Maar dankie vir 'n besielende boodskap. Dankie vir die pad wat jy hierin afgelê het. En dankie dat jy net hier is vandag. Ek dink dit beteken vir Ben en vir die kinders ongelooflik baie. So baie dankie. Hulle sê ook dankie vir die vriend wat jy en Alta ook al die jare vir hulle ook was. En dat jy ook hier was en hulle skryf hier, sy sou wou gehad het, dat jy ook hier die diens moes plaasvind. Dan aan oom David hier agter die kamera. Ons ken oom David al as die klankman. Baie dankie vir die waarneem van die klank en die opname ook van hierdie diens. Dankie dat oom dit ook so moontlik maak dat familie en vriende wat nie vandag hier kan wees nie, ook in hierdie diens ook kan deel. Dan ook 'n woord van dank en nou sien my oog nie vinnig genoeg raak nie, maar so vergewe as ek nou nie direk kyk na elke persoon nie, maar baie dankie aan Manfred en Francine vir die gebruik van die gasthuis, sodat, en dit skryf hulle pertinent hier, ons saam kan fees vier oor Susan se lewe. Die word dan ook hiermee uitgenooi om na afloop van die diens dan ook daar by Manfred en Francine se gasthuis ook saam met die familie 'n tydjie te gaan vertoef. 'n Besonderse woord van dank aan Annelien Wilson, ook vir die reël, vir die verversings na die tyd. Dan skryf hulle hier, dankie dat jy net ingespring het en dit vir ons as 'n familie makliker gemaak het. Ons waardeer dit vreeslik. Dankie aan elkeen wat 'n bydrae gemaak het om dit spesiaal te maak ook vandag. Ons waardeer. Dan letterlik in hoofletters skryf staan hier so 'n besonderse dankie aan Hugo Rood. Woorde is min my vriend, maar dankie vir alles. Dan so, ten slotte baie dankie aan al die familie en vriende wat van laas jaar Mei maand af gereelde boodskappe gestuur het, oproepe gemaak het en sommer net kom koffie drink het om te hoor hoe dit gaan met Susan. Al die omgee, die liefde en die ondersteuning het hierdie familie werklik gedra, veral ook vir Susan. Maar skryf hulle, sy was regtig lief vir elkeen van julle.
Dankie vir almal se ondersteuning en omgee die afgelope paar dae in 'n bitter moeilike tyd. Ons het nou eers besef hoeveel mense Susan aangeraak het, hoeveel saad sy in elkeen hier en by die huis se harte ook geplant het. Dankie vir die etes wat vir die 3 manne ook gemaak is, die beskuit wat gestuur is, die kuiers by die huis, net om seker te maak, hulle is okay. Ons waardeer dit 1000. Aan elkeen wat vandag hier is om 'n laaste eer te kom betoon aan Susan, baie dankie dat julle tyd geneem het, dat julle besige skedules om hier te kan wees. Hulle as familie is opreg dankbaar vir alles. Dit wat die bedankings betref, dan het Ben en die 2 seuns baie pertinent gevra dat ek ook namens hulle die briefie sal lees wat ook binne in die blaadjie ook is. Hulle wou baie graag vanoggend self hier kom staan het, maar ek dink dat die begrip daarvoor het dat 'n mens net nie kan sien om self te praat vandag nie. En daarom hou ek graag die briefies aan u voor en kom ons luister na die woorde van 'n man en 2 seuns, maar ook van 'n ma en 2 susters. Kom ons hoor ook as hulle afskeid neem. Ben skryf, my lewensmaat of ander helfte, jy is weggeskeur van my, en ek gaan 'n letsel oorhou wat seker nooit sal weggaan nie. Jy was vir 40 jaar my rots, jy was 'n ongelooflike vrou vir my gewees, my beste vriend. Jy was 'n supervrou gewees, een in 'n leeftyd kans, soos om die lotto te wen. Met al sy liefde van Ben. Dan van die 2 seuns van Johan af, lees ek sy gedeelte en ek dink as hy nou voor die tyd 'n kansie gehad het om dit deur te lees, sal hy sien, daar loop eintlik so goue draad van dinge waarvan hulle getuig oor Susan. Dinge wat ons ook in ons harte kan beaam, maar ook so ietsie persoonliks wat elkeen van hulle deel. Ons sê vir julle dankie dat julle dit ook met ons deel. Van Johan, liewe moeder, wat 'n groot voorreg dat ma so lank vir ons geleen was. Ek wil vir die Hemelse Vader dankie sê dat hy ma so lank vir ons gespaar het. Saam met dit het hy my die geleentheid gegee om ma laaste keer te kon tot sien sê. Ek weet daar waar ma nou is nie meer sleg of seer kry nie. Ma was die sagste, eerlikste, mees opregte persoon waarna ek opgekyk het. Ma was altyd die liefdevolste mens en het altyd goeie raad gegee of 'n plan in my oor gefluister. Die een persoon in my lewe wat ek in 28 jaar nooit meer kon baklei. Ma was altyd tevrede met die minste, so vergenoegd met wat ma het. Ma het my so baie geleer. Ek is bly ek kan met dit aangaan en voortbou in my lewe. Ek gaan ma so baie mis. Ek weet ek en Franco en veral pa gaan ma baie mis. Ek gaan dit mis as ons weer see toe gaan sonder ma, om in die see te swem tot die vinne uitkom. Lyk my dit was regtig 'n gesegde by julle. Want Franco het dit ook geskryf, dat die vinne uitkom. Of as ons net vir die foon gesels en ma net luister na al my groot probleme en altyd probeer oplossings gee. Ek was altyd so bly dat ma so opgewonde is as ek huis toe kom. Waar ons ook al gebly het ma die huis warm gemaak, soos net ma kom. Ek dink dit is nogal 'n baie wonderlike sinnetjie, dat sy die huis warm gemaak het, soos net sy kon. Ma het so baie in die tuin geniet om vir ons so lekker te bederf. Ma was altyd die minste en het net altyd geluister en verstaan. Baie dankie vir al ma se liefde en omgee. Ons gaan ma nie gou weer kan sien nie en nie gou weer kan hoor ek is lief vir jou my kind nie. Maar ons weet dit is net tydelik. Ons sien mekaar eendag weer in die paradys. Ek sal altyd lief bly vir ma. Dit kom van Johan af. En dan ook Franco se briefie hou ek ook aan u voor waar hy skryf. Ek begin my lewensreis saam met ma op Renosterdorings in 1995. Ek is baie dankbaar vir die 25 jaar wat ek saam met ma gehad het.
Ma was my alles en ek was bevoorreg om deel van ma se lewenspad te kon wees. Waar kan 'n mens nou begin as jy van so 'n heldin van 'n ma begin praat? Ek wil baie dankie sê vir al ma se geduld, liefde en omgee in al die jare saam. Ma was van die dokter tot raadgewer, niemand sal by ma se kos kan kom nie. Ek word net 'n paar resepte geleer van. Dankie vir al die dinge wat ma in my lewe gedoen het. Ek waardeer dit. Dankie vir alles wat ma vir ons beteken het beteken het as ma dit was, super nice om so 'n great ma te kon hê. Ma was die rots en my anker op alles. Sonder ma sou ek nie hier gewees het nie. Dankie vir al die raad en luister oor die jare. Nie eers te bepraat oor al die skooljare, die take, ons ma skep van daardie ma, die rugby en nog vele meer nie. Elke dag se liefde en omgee. Ek gaan ma se beskuitkoeke en skaapkoppe vreeslik mis. Ek lees nie ander briefies van die ander familielede, gaan ek nie mis nie. Ma was vir ons daar elke dag en nag. Ek onthou ons het lekker saam geswem, hier gaan ons weer by die vinne. Dan sê ma, ek gaan begin vinne kry. Ons het saam vleis gewerk en biltong geëet. En ek kan maar sê, ma, kom skiet. Ek reken sy het nie sommer gelus nie. Ma het groot voetspore in ons lewens getrap. En nou is daar 'n groot leemte wat niemand ooit sal kan vervang nie. Daar is so baie goeie herinneringe, te veel om op te noem. Nou 25 jaar later skei ons reispad en kan ek net sê dat ek in 'n bevoorregte posisie was om ma te ken en deel van ma se lewe te wees. Ma was 'n superma gewees. Ek gaan ma so baie mis. Daar was nooit iets te veel vir ma nie en vir al daai glimlag. Ek weet ma kuier nou al te lekker daar waar ma nou is. Ek weet dat ek ma sommer weer eendag sal sien, dat ons pad saam weer kan loop. Ons almal was lief vir ma en gaan ma baie mis. Maar was en bly 'n regte ou legend. Rus in vrede en tot weerziens. Van Ben en die twee seuns, wil jy hê dat ek die twee familiesinne ook lees? Ons lees ook dan die ander twee sissies en ook ma se Susan se briefie lees ek ook dan aan u voor. Van Johan en Annette en die kinders skryf hulle, as ek vir Susan moet beskryf in een woord, sal ek sê, iemand wat die beste kan maak met wat sy het en in elke situasie waarin sy haar bevind. Ek het menigmaal, nadat ons oor die foon gepraat het, nog met 'n glimlag op my gesig geloop en my kop geskit. Ai, dit is net sy wat 'n stoma sakkie met soveel waardigheid kon dra en boonop ander mense kon laat lag vir die ding wat haar soveel ergernis besorg het. In die kombuis was sy op haar beste. Haar hande het vir niks verkeerd gestaan nie. My kinders wou nie blomkool en skaarsous eet nie, maar as tannie Susan dit gemaak het, sou mens dink dit is gekookte kondensmelk. Hulle het van alles gehou wat sy gemaak het, tot selfs so 'n stukkie afval geëet, maar daar nie kans gesien vir die hele skaapkop nie. Ben gaan sy Sarah mis, Johan en Franco hulle ma, wat elke naweek bederfies soos melkterk by die tee gemaak het. Ouma en Lyn gaan haar vroegoggend kuiertjies mis. Vir elkeen is sy op haar besonderse manier, die Susantjie wat ons nooit sal vergeet nie. Haar plekkie is leeg, haar stem is stil, ons mis haar oneindig baie. En dan die laaste enetjie van 'n moeder en ook van 'n suster, skryf hulle, niks sal die eislike groot gat in ons harte kan vul, wat Susan se heengaan gelaat het nie. Elke mens wat haar pad gekruis het, op watter wyse ook al, voel die seer van haar gemis. As dogter, suster, ma, eggenote en vriendin, was sy 1 in 'n miljoen. Haar liefde vir die tuin en kombuis sal ons altyd bybly.
want ons sien haar liefdevolle skepings om ons. Haar hande het vir niks verkeerd gestaan nie, en sy was 'n inspirasie van aanmoediging vir almal. Het sy soveel pyn en ongemak beleef die afgelope paar maande. Men het ons geweet dat haar moedige stryd te vergeefs was, al het sy geveg tot aan die einde. Ons mis haar reeds oneindig baie, maar gun haar die rus en jubel sonder pyn en ongemak saam met oupa Sakkie. Ons dank die Here vir die 57 jaar wat hy sy mooiste blom vir ons geleen het. Niks gaan haar plekkie vul nie, maar ons sal bly vasklou aan die mooi herinneringe tot ons mekaar weer sien. Baie, baie dankie dat julle dit met ons gedeel het, en dankie dat ons deur julle oë ook iets kon sien van Susan. En 'n mens kan sien dat sy regtig julle alles in julle lewens was. Maar ek glo ook met my hele hart dat die Here wat haar kom haal, dit ook die Here is wat vir julle verder sal dra en sal versorg. Julle beter daai plantjies mooi in die lewe hou, daar om die huis. Baie, baie sterk. Baie dankie, Elisabeth. Ek moet eers ietsie sê. Daar's baie goed gesê, maar julle het nie dankie gesê vir daai kookos na skool wat julle in die kombi en die bus geëet het. Ek het dit gemis. Julle het 'n groot gat in julle lewe. Ons besef dit. Maar onthou die manier hoe ons afskeid neem, die manier hoe ons afgroet, die manier hoe ons nou verder voortlewe, sal van ons dankbaarheid getuig. Teenoor haar, maar ook teenoor die Here. Sterkte vir julle. Familie en vriende, die reëlings is nou as volg. Ek gaan ook daaronder kom sit en ons gaan kyk na so 'n paar herinneringe aan Susan. En nadat ons na dit gekyk het, gaan ek vorentoe kom en gaan ek die seën van die Here toebid. En dan wil ek vra dat ons sal uitbeweeg daarna agter waar ons dan ook 'n laaste eerbetoon gaan neem. Ons gaan vra dat die draers wat dan daar gaan optree, asseblief vir ons eerste sal uitstap. Ben as eggenoot, Johan en Franco as seuns, Jaco Alberts as neef, Madeleine en Annette as susters, dat hulle dan vir ons vooruit sal stap en ons hulle sal volg, en dan sal ons net daar 'n laaste verrigting by die lijkswaal net afhandel. Maar kom ons kyk so 'n bietjie na mooi herinneringe met die lewe saam.
Here, al die eer wat vir Susan hierdie mooi vol lewe gegee het. Ons lewe is nog nie verby nie. Kom ons gaan leef ook ons lewe voluit. Ek vra dat jy sal staan vir die uitspreek van die seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die krag en die troos van die Heilige Gees met julle wees en bly tot in alle ewigheid. Amen. Sal ek met deze luisteraars toe, die draas en die nieuws als met vreugde te vandaag. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons neem afskeid van Susan, wat deur die dood van ons al weggeneem is. As ons hier by mekaar is, dink ons aan die graf van ons Here Jesus Christus, daar in die tuin van Josef van Arimatea. Die sondagmôre vroeg het die vrouens na die graf toe gegaan, maar 'n engel van die Here het hulle daar ontmoet en vir hulle gesê, moenie skrik nie, julle soek Jesus van Nasaret, hy wat gekruisig is, maar hy is nie hier nie, want hy is opgewek. En daarom vind ons ook vandag ons troos in die woorde van ons Here Jesus, wat self ook gesê het, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Want elkeen wat in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Geliefdes, daarom glo ons dat ons nie vir Susan oorgee aan die dood nie. Sy het nou deel aan die lewe met hoofletters. En as 'n laaste eerbetoon gaan ons geleentheid gee vir elkeen wat 'n rose kry het om kustig om neersit en daarna vir familie en vriende om 'n blaartjie te vat en vir oulaas net te sê, dankie Susan, ons gaan jou mis.
Miskien geleentheid vir die naaste eerste. Ander kan ek nader staan. Leen dit nog gedaan? Dit is in die Here Jesus Christus. Om ons bely ons geloof in die Here saam, want dit is ons anker. Dis die rots waarin ons in hierdie tyd vashou. Ek vra vir die van u wat dit graag hardop saam met my wil doen om dit hardop te doen. Die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes,
die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Here, U weet dat hierdie oomblik van afskeid vir ons bitter moeilik is. En daarom, Vader, wil ons net voor U kom staan en vra, Here, help ons hierdeur. Mag U genade vir ons groot wees. En Here, kom vertroos ons, kom gee vir ons hoop, kom gee vir ons moed. Omdat ons weet, Here, dat hierdie afskeid nie vir ewig is nie. Tot en met daardie dag wil ons as Job van ouds uitroep. Here, U het gegee, U het geneem, geloof sy die naam van ons Here. Amen.